Ons skriflesing vanoggend is hoofsaaklik vanuit die brief aan die gemeente in Kolossense hoofstuk 3. En daar is eintlik net 'n paar versies wat ons ook gaan saam lees. Daar vanaf vers 18. Jy sal sien, dit handel oor die huislike pligte, maar dit staan direk in verband met respek vir gesag. Ons gaan daardie stukkie saam lees, 18 tot 25, en dan gaan ek weer vir ons die 5de gebod herhaal, maar die keer vanuit Eksodus 20, hoofstuk 12. En ek dink saam met dit gaan ek so vinnig vir ons ook net weer die kern van die gebod lees, soos wat Christus dit vir ons deurgee in Matteus 22, as jy dit daar ook sou wil volg. Dis daar die laaste gedeelte van hoofstuk 22, amper die laaste, daar vanaf vers 34. Maar voordat ons saam lees, is dit net reg dat ons ook nou sal stil raak. So broers, ek vra dat u vir ons sal staan as die verbondshoofde van die huis, en dat ons almal dan stil raak vir ons hemelse Vader. Almagtige God, grote God, ons koning, ons skepper, ons verlosser en Here. Ons loof U, ons prys U, ons eer U, ons aanbid U waar ons hier saam is. En vanoggend weer kom ons al hoe meer agterkom, die seisoen draai, die oggende het 'n byt en die aande raak al hoe meer koel. En dit bring ons weer onder die besef van U sorg, U almag, dat U alles in U hand hou, dat U alles stuur, dat U alles bewaar, alles op sy plek, op sy tyd, vir 'n spesifieke doel. Omdat ons weet U sorg vir ons, o Here, dra ons in besonder vanoggend Engelie se pa nie op, ook die familie wat by hom staan. Maar hulle ook deur die dal van doodskade weer gaan weet ons U is die herder wat ons daardeur lei, en ook die lewe is in U hand. Staan hom by, as dit U wil is, bring hom ook deur hierdie dal, en sterk hulle wat die pad saam met hom as geliefde stap. Here, ons dink aan Frikkie en vra dat U ook sy pyn sal verlig. Ons sê dankie vir Tannie Didi waarmee dit al klaar soveel beter gaan. Sy ook vanoggend weer hier met ons is. Here, so ook elkeen wat die afgelope ruk in die hospitaal was, wat opereer moes word, hulle wat U ook voorgesorg het en wat U bewaar het, al verskyn hulle naam nie noodwendig hier nie. Here, U liefde en sorg is waarlik bo ons begrip en ons verstand. Here, ons vra in afhanklikheid dat U met ons sal praat in hierdie diens. Waar ons na die wet kyk, deur genade weet ons luister daarna in dankbaarheid. Maar help ons om nooit die fout te maak om te dink dis opsioneel nie. U kinders kan nie anders as om in dankbaarheid en gehoorsaamheid aan die wet so ver ons kan te antwoord nie. Hoor ons dankbaarheid, hoor ons liefde, hoor ons eerbied. Vergewe ons waar ons nie altyd op die woord ag gee soos wat ons moet nie. En dankie vir elkeen ook wat vir jare in die week, ons bid en vra dat U hulle ook sal seën in die nuwe lewensjaar wat kom. Dat U wil seën ook hierdie gemeente met al die projekte wat voor lê, die bazaar se beplanning wat loop en die groot vergaderings wat weer om die draai is. En weer die kerkverband se synode is ook nie meer ver nie, en
Die voorbereiding daarvoor kom ook al nader. Maar nie een van hierdie dinge wat ons vra, weet ons kan ons verdien nie. En daarom vra ons dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek begin vir ons, dan lees ek Eksodus 20, net die 12de vers daar, ons het dit gehoor vanoggend ook vanuit Deuteronomium, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 5de gebod. En nou moet ons onthou, as ons na die wet van die Here kyk, die hart daarvan, dit het ons Here Jesus Christus vir ons gegee in Matteus 22, daar vanaf vers 34. Hy is in gesprek met die Fariseërs, hulle stel vir hom 'n strikvraag, en dan vers 37 gee Christus vir ons die kern van die wet met die antwoord aan die Fariseërs, en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Natuurlik met die eerste 4 wette, dit handel oor ons liefde teenoor God, en die laaste 6 wette oor ons liefde teenoor ons naaste. En daardie agtergrond blaai ons na Kolossense 3, ek lees vir ons voor vanaf vers 18. Vroue, wees julle mans onderdanig, soos dit betaamlik is in die Here. Manne, julle moet julle vroue lief hê en nie teen hulle verbitter word nie. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Diensknegte, julle moet julle Here na die vlees en alles gehoorsaam wees, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat julle God vrees. En wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet, dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus Christus. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang, en daar is geen aanneming van die persoon nie. Ons lees net tot so ver saam volgend. Soos ek reeds so vinnig genoem het, ons gaan vanoggend dan voort met 'n reeks wat ons bietjie vroeër hierdie jaar begin het, na die aard van die saak, 'n reeks oor die 10 gebooie. Ons moes 'n bietjie ophou met die lydingstyd, en ons gaan ook nie nou deurgaan met al die gebooie vorentoe nie. Ons behandel dit soos wat die kerklike kalender ook maar vir ons toelaat om dit te doen, want ons staan ook alweer reg voor Hemelvaart, sowel as die Pinksterweek en die nagmaal wat daarmee volg. Ook wonderlike geleenthede in die jaar wat ons saam vier. Maar omdat hierdie so 'n belangrike onderwerp is dit belangrik dat ons daarna sal kyk. Juis omdat ons vir mekaar sê, die wet van die Here is die reël vir elke kind van God se dankbaarheidslewe. En ons het ook nou al gehoor vanoggend, dis nie opsioneel nie. Dis hoe dit moet. Dis hoe ons lewens veronderstel is om te lyk. Nou ons het tot op hede gekyk na die eerste 4 gebooie, die gebooie wat val onder die hoof van absolute liefde tot God, soos wat Christus ook vir ons gesê het in die samevatting van die wet Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Onder dit het ons bespreek, God alleen aanbid, niemand anders nie. Jy moet God aanbid, tweede gebod soos wat hy bepaal, jy moet hom aanbid. Vir sy naam moet jy eerbied en ontzag hê, die derde gebod, die Sabbat,
Die Sabbat moet jy heilig en afsonder. En jy moet ander ook die geleentheid gun om dit te kan doen. Maar dit bring ons by die volgende deel van die wet. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die eerste 4 het duidelik gehandel oor ons verhouding met God. En nou kyk ons na ons verhouding met ons broers en susters om ons. En weet jy, dis ook goed dat ons by hierdie geleentheid bietjie op hierdie gebod, die 5de gebod fokus. Want in die lig van alles wat in die wêreld aan die gang is dit noodsaaklik om te verstaan wat die beginsel van die 5de gebod behels. Wat dit ten opsigte van ons eie doen en late van ons eis. Dan moet jy 'n fout maak, nie? Die afgelope klompie jare se gebeure het alle sfere van ons samelewing beïnvloed en het getoets of ons na hierdie gebod luister of nie. En ek praat nie net van nou met al die internasionale politiek wat aan die gang is met die oorloë of die hantering van die back and close seer van ons eie regering of oploop na die verkiesing nie. Praat ook nie oor die vlugtelingstatus en alles wat daarmee saamgaan nie. Hierdie gebod het spesifieke eise aan ons opgestel tydens die pandemie waardeur ons is. En het ons waarlik aan die beginsel, die kern van die 5de gebod gehoor gegee. Want nou weer staan ons voor 'n uitdaging wat sekere eise ten opsigte van die 5de gebod aan ons stel. Nou die Heidelbergse Katekismus vra die vraag, wat eis God in die 5de gebod? En die antwoord daar, ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ek moet ook met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. So daar's 'n paar dinge wat ons uit hierdie beskrywing uithaal. God is 'n God van orde. God handhaaf daardie orde deur aan sekere persone of liggame gesag te skenk. En God verwag dan van ons om diegene aan wie hy mag verleen het te gehoorsaam, in soverre dit nie van ons eis om ongehoorsaam aan hom te wees nie. So kom ons breek dit af. God is 'n God van orde. 1 Korintiërs 14 vers 33 en 40 lees, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Laat alles welvoeglik en ordelik daaraan toegaan. God is 'n God van orde. Nou die Woordeboek sê, prakties beteken dit 2 dinge. Eerstens, dat die dinge wat God tot stand gebring het, op hulle bedoelde plek is. En tweedens, dat die dinge wat God tot stand gebring het, hulle bedoelde funksie verrig. Hulle is waar hulle veronderstel is om te wees, en hulle doen wat hulle veronderstel is om te doen. Ordelik. En so het God sy hele skepping al ordende in aansyn gebring. Nou ons weet ons, daardie orde is verbreek, en die mens is daartoe verlei om ook die geskape orde te staan. En sonde is ongehoorsaamheid aan God. Dis om God se orde, God se bepalings te ignoreer en nie daarna te luister nie. Sonde kom daarop neer dat die mens nie meer sy God gegewe plek inneem nie,
en dat die mens nie sy God gegewe roeping, sy funksie meer uitleef nie. Ons staan nie meer in die verhouding wat ons veronderstel is om te staan nie. Ons is nie meer waar ons moet wees nie. En ons vervul ook nie meer die roeping waartoe ons geskape is nie. Ons doen nie meer wat ons moet doen nie. Maar dan bring die Here alles weer tot op 'n punt van orde. Dis tog die boodskap van die Bybel, die blye boodskap, die evangelie, is dat dit juis weer herstel is. Die lewegewende evangelie van die Here Jesus Christus, wat reeds vir ons in die moederbelofte Genesis 3 vers 15 aangekondig word. Lewewekkend roep hy sy kinders, die mens, terug tot op 'n punt van orde. En binne die orde waartoe God alles geskaap het, verstaan ons, vervul die wet 'n kardinale rol. Soos wat die belydenisskrifte leer, het ons vanoggend ook weer vir mekaar gesê, dit is die reël vir die ordelike wyse waarop ons met mekaar moet saamleef, met mekaar en teenoor ons Here. Weer terug op 'n punt van orde. Dis die bepalings waar volgens ons in orde moet staan en ons roeping moet vervul. Die hartseer is, voor die sondeval was dit hoe ons van nature geleef het. God se wet, daardie orde, was op ons hart geskrywe. Na die sondeval nie meer nie. En daarom het hy dit weer aan sy volk geskenk, sodat ons sy verordeninge sal leer. En omdat ons dit nie vanuit onsself kan gehoorsaam nie, het hy so ver gegaan as om sy seun te stuur, sodat daardie wet, daardie verordeninge, weer op die tafels van ons hart geskryf sal word. Sodat ons in hom weer in orde voor God en teenoor ons medemens kan staan. Van nature sou dit nie gebeur nie. Maar nou handhaaf God daardie orde ook, deur aan sekere persone of liggame of instansies mag te skenk. Ons lees Romeine 13 vers 1, Paulus skryf, daar is geen mag behalwe van God nie. Ek gaan weer daar die eerste stukkie herhaal. Daar is geen mag behalwe van God nie. En die wat daar is deur God ingestel. Alle mag behoort aan die Here. Nou almal staan onder iemand se gesag. So het God die staat, die swaard mag gegee met die verantwoordelikheid om die geskape orde te handhaaf met die doel dat die skepingsroeping deur alles en almal vervul kan word. Daarom het die staat, die owerhede, daardie mag ontvang. Die staat word deur God mag geskenk om wet en orde te handhaaf. Maar daar is ander strukture ook in ons lewens. Aan die kerk het God die sleutelmag geskenk. En staan elkeen van ons onder die kerklike opsig en tug. En die gesag wat in die kerk geld, is ook nie die gesag van mense nie, maar juis die gesag van God, wat deur mense bedien word, om sy kudde te versorg, te bewaar, orde daar te stel, onder broers en susters in Christus, sodat ons plek en ons roeping vervul kan word. Maar by die werk is daar 'n baas aan wie ons moet verantwoording doen. Op die paaie verkeersbeamptes wat die orde daarvan handhaaf. Polisiemanne en vroue doen dit ook so op ander terreine van die samelewing. Die kinders wat hier is by die skool,
meneer en juffrou. Soos daar oral gesagspersone, liggame wat deur God mag geskenk is, om orde in die lewe te handhaaf. Maar ten diepste, het ons vanoggend gehoor, gesag begin by die gesin. Kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. En nou hierdie gebod, hierdie verordening, staan sentraal onder die liefdesgebod, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. 'n Gesin bestaan uit vader, moeder en kinders. En elkeen ook daar het sy plek en sy God gegewe roeping wat hy moet vervul. In die gesin leer die kinders hoe om ordelik te lewe en daardie roeping te volg. Hulle leer hoe om op te tree na buite. Hulle leer dissipline, hulle leer gehoorsaamheid, hulle leer van gesag, hulle leer van respek. Jy leer hulle hoe om teenoor hulle meerderes op te tree. Jy leer hulle hoe om in 'n gemeente, in 'n kerkgemeenskap deel te word. Hulle leer van verantwoordelikheid in 'n werksituasie. Hier word liefde, trou, eerbied aangeleer. Maar hulle leer ook om hulle grootvader lief te hê. As ons daarin val ons groot. En dit bring ons by die laaste punt, naamlik God verwag van ons om aan diegene aan wie hy mag verleen het, gehoorsaam te wees. Dink weer aan wat ons gelees het in die Heidelbergse Katekismus, dat ek my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou moet bewys. En ook met hulle geduldig moet wees. En daarom, as dit nie gebeur nie, is tug, is straf, ook 'n Bybelse opdrag. God sê vir Eli, 1 Samuel 3, ek gaan sy huis oordeel, oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het, want toe sy seuns skande oor hulle self gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Spreuke 22 vers 15, as die sotheid vassit in die hart van die seun, die tegroede sal dit daaruit verwyder. Spreuke 13 vers 24, wie sy roede terughou, haat sy seun. Hoor mooi, wie sy roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat hom lief het, besoek hom met tugtiging. Help hom op waar hy geval het, wys hom die regte pad om te stap. Gesag, eis, gehoorsaamheid. En nou juis in ons eie land, sien ons die gevolg daarvan as God se orde nie gehandhaaf word nie aan die een kant, en as daar aan gesag ook nie gehoor gegee word nie aan die ander kant. Dis deel van die rede hoekom ons sit in die gemors wat ons sit. Dis deel van hoekom ons wonder, hoekom alles in chaos ontaard. God, sy orde, word nie meer geken of gehoorsaam nie. Die mens steur hom nie meer aan God nie, steur hom nie meer aan God se orde nie, steur hom nie meer aan God se orde reëlings vir sy skepping nie. Die mens ken nie sy verlosser nie. En daarom bestaan daar die ordelike verhouding tussen God en mens en tussen mens en mens. Nie soos wat dit moet wees nie.
Omdat ons goddelike rentmeterskap van die toepassing van gesag by die deur uitvee, sien ons die simptome daarvan daagliks. Ongemanierdheid, ongehoorsaamheid, arrogansie. Selfs onder groot mense, as jy nie jou sin kry nie, word klippe gegooi en brande gestig. En prakties kan ons maar net kyk na ons eie houding teenoor gesagstrukture bokant ons. Hierdie goddelose regering van ons land is nie my regering nie, ek sal nie doen wat hulle vra nie. Ek skuld hulle niks, ek sal nie belasting betaal nie. Ek ry soos 'n maniak. Hulle wette geld nie vir my nie, ek het nie vir hulle gestem nie. Ek sal nie stop by die stopstraat nie, hoekom moet ek? Dis in elk geval 'n simpel plek om verkeerstekens te sit. Wat is ons ingesteldheid teenoor gesag wat God verleen het? En by die kerk, broers en susters, by die kerk waar die reël van die skrif geld, waar die kerklike tug geld. Onthou ons waarlik, ons het beloof, elkeen van ons het beloof om ons aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Maar laat die ouderling het net waag om iets vir my te sê. En weet jy, ons word elke Sondag opgeroep tot woordig, waar die skrif met ons praat. Waar God ons aanspreek en daar weer op die tafels van ons hart skryf. Waar hy ons vorm soos klei, ons woorde, ons werke, ons gedagtes. Is dit waarna ek smag? Of staan ek het teë? Ek word deur die skrif met goddelike gesag teruggeroep tot orde. Geroep tot dit wat God my voorgeskape en geroep het. Ignoreer ek dit? Of luister ek na die 5de gebod? En waar hierdie met my hart gepraat het, broers en susters, is toe ek vir myself die vraag moes vra, hoe lyk my voorbeeld van gehoorsaamheid? Hoe lyk my voorbeeld wat ek stel ten opsigte van die 5de gebod? Watter voorbeeld is ek vir die mense wat oor my pad kom? Watter voorbeeld van gehoorsaamheid is ek vir my kind wat gehoorsaamheid by my moet leer? Onthou, klein krappies loop skeef, want pa krap en ma krap loop skeef. As ek ongehoorsaam is, dat ek nie huil as my kind ook ongehoorsaam is. Ons sien die voorbeeld van volkome gehoorsaamheid in ons verlosser. Hy wat daardie gehoorsaamheid tot die dood toe gehandhaaf het, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En terselfdertyd diegene vermaan wat eise teen die waarheid, teen gehoorsaamheid gestel het. Dink aan die versoekinge wat Satan aan hom gestel het. Dink aan sy konfrontasie met die godsdienstige leiers van die tyd. Dink aan sy woorde vir Pilatus en Herodes. Dis ons voorbeeld van gehoorsaamheid. Dis ons voorbeeld van handhawing van die 5de gebod, uit dankbaarheid, gehoorsaamheid tot die dood toe. Die Nederlandse geloofsbelijdenis
het 'n pragtige stukkie oor geskryf. Ek gaan afsluit daarmee en ek lees dit vir u voor. Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir die doel het die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf, Romeine 13, die deugdsames te beskerm. En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgoderry en valse godsdienst teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichrist te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oral te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Hoe lank terug het ons die regering herinner aan hierdie Godgegewe roeping tot orde, wat hulle ook oor verantwoording moet doen. Verder is elkeen verplig van watter hoedanigheid, rang of stand hy ook al mag wees, om hom aan die owerhede te onderwerp, belasting te betaal, aan hulle eer en onderdanigheid te bewys, hulle te gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie, met die woord van God in stryd is nie, en vir hulle voorbidding te doen, dat die Here hulle in alle handelinge mag bestuur, sodat ons in alle godsvrug en eerbaarheid 'n rustige en stil lewe kan lei. Hoe lank terug het ons vir die regering gebid? Hoe lank terug het ons vir ons stadsraad gebid? Hierin verfooi ons die wederdopers en ander oproerige mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en regeerders wil verwerp en die regsorde omver wil stoot terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere invoer en die eerbaarheid van God onder die mense ingestel het, versteur. As ons daarna luister, staan ons skuldig. Ons is geroep tot 'n punt van orde. In ons Here Jesus Christus is daardie orde tussen ons en God herstel, maar word ons opgeroep tot 'n lewe van orde. Opgeroep om te bou aan gesinne, skole, samelewing, volk, kerk, in Christus gehoorsaamheid uit te leef, en hom in wie ons ongehoorsaamheid betaal is. In hom wat vir ons disrespek en oneerbaarheid betaal is. In hom wat daardie hart van chaos uitgeruk is. En 'n hart wat soek na 'n ordelike en liefdevolle verhouding met ons Here sonder verdienste geskenk is. In hom in wie ook die 5de gebod volbring is. Ons kan, broers en susters, ons kan gehoorsaam wees, maar dan alleen aan die kruis. God is 'n God van orde. Hy handhaaf orde deur sekere persone en instansies, maar hy verwag van ons om aan hulle gehoorsaam te wees, aan wie hy dit ook al verleen, in soverre dit nie teen sy woord gaan nie. Die 5de gebod is vervul aan die kruis. Broers en susters, ons kan daaraan gehoorsaam wees. Ons kan, want Christus het. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en grote koning, U is skepper, o Here, U het alles geskape. U is ook redder. Net in U is daar saligheid te vind, herstel van ons verhouding met U. U is op die hoogste gesag. Alles is aan U onderwerp.
Daarom wil ons U loof en prys. Want U het beskik om tot die dood toe gehoorsaam te wees, juis omdat ons nie kan nie, en sodat ons kan lewe. Het ons nie in die gaas van die sonde gelos nie, maar U het ons weer teruggeroep tot 'n punt van orde, 'n punt waar ons weer saam met U en saam met al die ander kinders in liefde kan lewe. In die diepte van ons harte sê ons vir U dankie daarvoor. Maar moet ons U ook vra vir leiding in ons dankbaarheidslewens. Help ons om 'n voorbeeld te wees van gehoorsaamheid. Help ons om te onthou, ons is ook gehoorsaamheid verskuldig. Maar help ons om altyd en bo alle dinge gehoorsaam aan U te bly. Net soos U gehoorsaam was tot die dood toe, ons ook in ons Here Jesus Christus. Aan U alleen al die eer. Amen.